God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, God, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hierdie oggend, Here, as ons hierdie liedjie so sing en die woorde sê, U moet ons laat oorloop, Here. Dan is dit so dat in hierdie oggend, as ons met mekaar praat, dat ons weet, Here, daar's miskien nog 'n hol plekkie iewers in my lewe wat nie gevul is deur die Heilige Gees van God nie. En dan roep ons uit vanmôre soos 'n Dawid vanhouds om te sê, ek weet my hulp is in die naam van die Here. Ek weet die krag van God deur sy Gees sal my ondersteun en onderskraag. Ek weet uit my gees uit sal daar woorde strome van lewende water uitborrel, omdat U my laat oorloop. Dankie vanmôre vir dit, Vader. Dankie vir die kosbaarheid, daardie wonderlike liefde. Daarom bid ek vanmôre, Here, vir elke ene van ons in hierdie plek. Dankie vir die woord, dankie dat U dit seën vanmôre. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Ek wil 'n bietjie terugkyk in die week en met al die verrigtinge wat plaasgevind het, en kan ek maar vanmôre vir jou sê, ek is bly ek was nie deel daarvan nie, want ek sou dit nie gemaak het nie. Ek is eerlik. Dit was 'n verskriklike iets wat hierdie sissies van ons gedoen het, en ook die boeties wat gehelp het.
Maar met dit in die agtergrond vanmôre wil ek dalk 'n bietjie met jou praat, want die Here het met my werklik waar gepraat om te sê wat het eintlik gebeur. Julle het hier gekom en die kerkie was hier en allerlei dinge, dit was reg. Maar die beloftes van God, toe hy vir ons gesê het dat Haggai 2 vers 9 sê die toekomstige heerlikheid van hierdie plek sal groter wees as die van die verlede, het ek baie gewonder, want hoe kan die Here dan die toekomstige vrede, wat dan van die verlede? Verlede weet ons was die gemeentetjie aan Hartbeesfontein gekoppel en dit het goed gegaan hierso. Oom Basie het hierdie en Saar het hierdie gemeentetjie aan die gang gehou en ons is dankbaar want dit was deel van God se plan. Maar die woorde het met my gepraat om te sê dat die toekomstige heerlikheid van hierdie plek sal groter wees. En die Here het met my gepraat oor een woord. En toe ek nou na die ding kyk wat hulle vir ons voorberei het, hoe dit gebeur het en wat alles in die gemeente gebeur het, toe het daar iets in my gees wakker geword. En onmiddellik dink ek terug aan 15 jaar terug. Wat was my droom? Wat was ons droom? Wat was ons visie? Wat het ons gedink? Kan God vir hierdie plek doen? En dan kom die vraag onomwonde by my op. Het ek regtig God vertrou? En vanmôre wil ek met jou praat oor die woordjie regtig. Vanmôre toe jy iemand se hand geskud het en hy vir jou gevra het hoe gaan dit en jy sê dit gaan goed, wil ek vir jou vra, gaan dit regtig goed? Of is dit maar net normaal dat ons as ons by mekaar kom, vir mekaar sê nee, wat dit gaan goed en al hierdie, maar wat gebeur in jou gees? Is daar regtig 'n liefde vir jou broer of jou suster? Meneer, is jy regtig lief vir jou vrou? Sussie, is jy regtig lief vir jou man? Is daar nie iets in jou gees wat dalk vanmôre vir jou wil sê? Woorde het nie betekenis eintlik as daar nie iets gekoppel is deur die Heilige Gees van God nie. En ek wil vanmôre sê, toe ons gekom het en ek met die Here gepraat en ons gebid het oor hierdie saak, het ek nooit regtig gedink dis wat die Here kan doen nie. En toe ek deur hierdie week gaan en ek ervaar en ek sien wat alles gebeur en wat die bou en al hierdie goed, toe besef ek het nie regtig vir God vertrou nie. Ja, ek het dit geglo. Ek het geweet die Here het ons geroep. Ons is onder die wolk. Al hierdie goed het ek verstaan. Maar in my siege was daar iets wat nie wou klop nie. 1 en 1 het nie vir my 2 gemaak nie. Vandag staan ek en ek kyk terug en ek sê, Here, was dit moontlik? En dan kom die antwoord, dan sê ja, dis regtig so gewees. Habakuk 1 vers 5, gee die Here vir my. Hy sê, aanskou onder die nasies en merk op. Luister, hy sê, aanskou onder die nasies en let op, merk op. En staan verstom, komma, punt, verstom vir 'n tweede keer,
Hy sê jy moet aanskou, jy moet stil staan. Jou gedagtes moenie op 'n ander plek wees nie. Hy sê en staan verstom. Weer 'n keer verstom, want ek gaan iets doen wat julle nie sal glo nie. En ek sê amen. Here, waar was my geloof? Waar was ek toe U op die planttafels van die hemel 'n nuwe seisoen vir Dominion wil aangekondig het? Here, ek staan skuldig. Het ek U regtig geglo? Nee. Maar vandag weet ek Hebreërs 6:1 sê. Hy sê daar is soveel dinge rondom jou wat gebeur. Hy sê terwyl soveel wonderwerke rondom jou plaasvind en jy staan midde in hierdie goed, wat is jou gedagtes? Watter gedagtes? Jeremia 29 vers 11 sê die Here, koester. Hy sê ek koester vir jou vrede en liefde, vir jou om 'n hoopvolle toekoms te hê. En ons skiet so ver te kort. Is jy regtig lief vir jou gemeente? Is jy regtig lief vir jou boeties en jou sissies? Is jou huwelik regtig op die regte plek? Kan ek onomwonde vanmôre 'n verklaring maak om te sê, Here, ek erken en bely, ek skiet so ver te kort, maar Here, vanmôre, deur een woordjie, wil U miskien 'n hele lewenspatroon in my lewe, of dalk in my huisgesin, wil U kom hervestig, of wil U kom verander, sodat ons op 'n plek kan kom, waar ons die Here mag dien in volheid. Psalm 19 vers 15 sê, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Laat die woorde, Here, laat my gedagtegang. Waar skiet ek dalk? Daar's 227 versies oor geloof in die Bybel. Here, waar het ek dalk iets gemis? Waar is hierdie holkolletjie in my lewe of in my huis of in my besigheid of maak nie saak nie. Waar is daai, Here, wat ek nog nie ontdek het nie? Dan kom die Here en dan sê hy, Psalm 49 vers 4, hy sê, my mond sal louter wysheid spreek, en die oordeenking van my hart is net verstand. Daarom is dit vanmôre so. Hoekom neem ek besluite as ek teleurgesteld is? Hoekom neem ek besluite as ek op 'n slegte plek is? Terwyl die woord sê dat as ek stil word, moet ek die regte besluit. En weet julle wat? Ons neem verkeerde besluite omdat ons nie regtig by die Here hoor nie. Is ek regtig op die regte plek in my lewe? Wat beteken ek vir my gemeenskap regtig?
Is ek regtig lief vir die gemeente of is dit net woorde? Ouens, ons moet net op 'n plek kom en die Here het met my baie hard gepraat oor hierdie goed. Ek het hom vertrou. Ja, daar was vertrouenswaarde na die Vader se kant toe, maar was dit regtig so? Gee jy jou tyd en jou geld regtig vir die Here of dink jy die pastoor gaan dit vat en gebruik? Ons kry dit. Deuteronomium 18 vers 13 sê, opreg met jy wees met die Here jou God. 2 Samuel 22:24 sê, hy sê, maar ek was opreg voor hom, en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid. Hy sê, hy was bang vir homself. Hy was op sy hoede vir sy ongeregtigheid. Ek en jy kom daar. Jy's nie vrygestel van die goed nie. Jy kom op 'n plek wat jy onregverdig is en wat jy jouself wil vryspreek van hierdie goed. Jy sien, hoeveel keer in jou lewe plant die vyand nie 'n bom. Luister mooi. Wat jy self afsit nie. Hy sit hom nie af nie. Jy sit hom af. Hy plant hom. Die vyand plant hom. Moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie kerk toe gaan nie, moenie dit doen nie. Hy plant daai verkeerde gedagtes. Want hy wil nie hê jy moet regtig doen dit wat die Here wil hê jy moet doen nie. En dan kom ek en jy en ons steek die bom in die brand. En dan doen en dink en maak jy dinge wat jy nie wil doen nie. Dan is jy op 'n plek waar ek nie eerlik is met myself nie. Of die teenoorgestelde is waar. Is dit so dalk dat jy in 'n gesprek met mense besig was? En dat dit dalk so was dat jy 'n wit leentjie moes vertel en jy kyk maar dit verby en jy praat die waarheid. Dan is dit ook so. Het jy jouself al gekomplimenteer? Dankie Here. In plaas van daai leentjie wat ek wou vertel, het ek nou die waarheid gepraat. Is dit nie wat die Here wil hê ons moet doen nie? Is ek regtig op die plek waar die Here vir my kan vertrou? Of is daar altyd vra? Die ding wat altyd eerste opkom in die kerk is geld. En ouens, broer, suster, ek wil vanmôre vir julle hierdie ding sê. Jou prioriteit, as jou prioriteit geld is, dan is jy op die pad hel toe. Ons prioriteit moet Jesus Christus wees wat vir ons gesterf het en vir ons sonde betaal het op die kruis van Golgotha. Maar ongelukkig is dit so. Elke tweede, derde pastoor wat ons mee praat, dit gaan net oor geld. Ons moet oppas. Die vyand plant die gedagte. Jy moet 'n tiende gee van jou, want die Here gee vir jou asem, hy gee vir jou alles. Hierdie week weer het pastoor Lourens, ek dink pastoor Lourens ons vertel van 'n ouetjie wat 40 of 50 is wat sommer net hy het fiets gery, hy was elke oggend in die gym, al hierdie dinge. Hy het net sy laaste asem uitgeblaas. Ouens, ons is lewende tyd. En ek wil vanmôre vir julle sê, die wêreld is chaos. Het julle gesien wat het nou die laaste week weer in die politiek gebeur? Ons is so naby aan
iets wat moet gebeur wat ons nie wil hê nie, as nader as wat ek en jy dink. En nou is die tyd dat ons die Here moet soek. Hy sê Psalm 50:15, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Ons praat met die kerk. Die Here sê julle eer my met julle lippe, maar dit wat julle doen is nie reg nie. Is dit nie so dat ek en jy vermoere en ek wil vir julle sê, die Here het my gedagtegang verander. Want in elke sinnetjie of elke ding wat ek doen of wat ek wil doen, sê ek, Here, is dit regtig wat U wil hê ek moet doen? Here, is dit regtig U wil? Want ons doen net wat ons wil. Dit is so, die menslike faktor is so, jy's gebore in daai stelsel. Die kosmos van die wêreld sê vir jou, wat moet jy doen? Ons harte weg van die woord van die Here af. Daarom is dit nodig om nie besluite of enigiets te sê wat jou kan laat nakom vorentoe nie. Jy sê, die groot ding is, as ek die waarheid praat, dan hoef ek nie te onthou wat ek gejok het nie. Het julle dit al agtergekom? Ek jok vir jou en oor 2-3 weke en dan praat ons weer, dan het ek vergeet. Maar as ek die waarheid gepraat het, dan weet ek, dis net so. Ons kan nie met die goed stry nie. Jy sien, Jesus kom in Johannes 11. En die mense kom na hom toe en sê, Lazarus is dood. En hy sê, julle moenie bekommerd wees nie. Hy sê, ek gaan hom gesond te maak, want hy slaap net. En hy sê, ek is bly, gaan kyk die woord, hy sê, ek is bly dat ek nie daar was nie. Want jy moet onthou, en 3 dae het 'n spesifieke rede, want na 3 dae het die Jode geglo, kon jy nie meer wakker word nie, dis hoekom Jesus ook 3 dae in die graf was. Daar was iets aan 3 dae wat in hulle tradisies vir hulle baie beteken het. Jesus sê, ek was nie daar nie. Hy sê, sodat julle kan glo. Wat is regtig die waarheid? Matteus 9:24, kom 'n man, hy sê, my dogter is dood. En Jesus sê, sy slaap net. En die mense lag Jesus uit. Matteus 9:28, is daar 2 blindes. Hulle sê, Jesus, kan jy ons regtig genees? Jesus sê, ja, ek kan. Maar glo julle regtig? En so is die Bybel vol van hierdie goed. Wat as mense net regtig geglo het. En my boetie, my sussie, ek wil vanmôre vir jou sê, jou lewe kon verander gewees het as jy regtig geglo het. En ek sê nie jy glo nie regtig nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie is 'n woord wat die Here vir ons gegee het om te sê, luister, as ek sê ek is daar vir jou, as jy my skepsel is en ek jou skepsel en jy en ek is jou Vader, dan sal ek vir jou gee wat jy wil, sê die woord in Johannes 15:16. Ek sal vir jou gee wat jy wil. Glo ons regtig. Maar jy moet mooi verstaan, saam met die ding wat Jesus die mense gesond gemaak het, of dalk jou probleem gaan oplos, kom daar dalk nie
'n boks chocolate saam nie. Dit moet ons mooi verstaan. Jesus het baie mense genees, blindes en dowes. Maar hy het baie keer op snaakse maniere gedoen. Het julle gesien dat die man wat blind was, op die een plek, het hy in die grond gespoeg, en dit gemeng en aan die man se oë gesmeer? Klink dit reg? Het julle op 'n ander plek gesien dat hy, toe die man blind was, hy sê ek jou gesond maak, hy het spoeg hom in die oog? Was dit maklik? Hoekom sou Jesus dit gedoen het? Daarom wil ek jou waarsku vanmôre. Moenie dink ek kan maar net gaan en sê, Here, help my en doen met hierdie en daai. En luister, jy moet regtig glo dat hy dit kan doen. En ek moet regtig op die regte plek wees. Dan kom die Here. En dan verander hy 'n gemeentetjie soos hierdie. Dan kan jy terugkyk. En dan kan ek my kop het ek in skaamte laat sak en gesê, Here, ek het die geloof gehad en ek het vandag meer geloof. Want geloof het ons 15 jaar hier gedra. Nie mense wat honderde duisende rande gegee het nie, nee, of wat ook al nie. Hierdie wat julle hier gesien het, oom Basius getuie, sonder 'n sent, was dit gedoen. 4 keer hierdie kerk groter gemaak. Toe ons wou aanbou, toe bid ek sê, Here, die kerkie is vol, ons sukkel. En die Here sê, maar julle moet aanbou. Ons het nie geld nie. En ek kom by die manne, en ons bid Vrydagoggende daar, saam met die manne daar, en toe ons klaar is, toe staan ons sommer so 'n groepie en gesels, en nou praat die ouens maar oor allerlei dinge in die gemeentes, en ek sê, broers, ek wil graag hê, julle moet saam met my bid. Ons plekkie is te klein, ons kry nie die mense in nie. En die een ou hak af, hy sê, dis klaar betaal. Ek sê, nee broer, daar's nog nie eens planne opgetrek. Hy sê, dis klaar betaal. Ek sê, hy sê, luister, dis klaar betaal, hoor wat sê ek vir jou. R500.000 wat het gekos het om hierdie. Voor ek, dit was nog 'n gedagte, dit was nog 'n droom. Dit was iets wat daar ver was. Hebreërs 11 vers 1. Geloof is 'n vertroue, vaste ding wat jy hoop, wat jy nog nie sien nie. Dis daar, dis in die toekoms. Jy droom nog daarvan. Dan kom hierdie man en hy sê, en ek sien die ander predikante wat daar saam is, kyk hierdie ou nie, ons verstaan nie wat hy vir ons sê nie. Ek sê, maar broer, bedoel jy, hy sê, dis klaar betaal. Bring vir my die goed. Glo ek en jy God regtig? Glo jy dat hy reën op sy tyd kan, dat hy jou finansies kan regmaak, dat hy jou huwelik kan red? Glo ons regtig dit? Ons staan beskaamd. Ek is eerlik met julle. Ons predikante is nie hierdie macho ouens wat julle dink dalk nie. Ons is mense, soos julle. Ons moet net seker maak ons hoor by die Here. En ek wil jou mooi ding vra vanmôre. Wieke het gister hard gepraat met die manne hierso. En ek wil vanmôre wil ek jou een ding vra, moet nooit 'n gesalfde van die Here beledig of sleg maak nie. Bid vir hom. Want jy moet een ding mooi onthou.
Hierdie woord wat hulle predik, hierdie woord het eers na my toe gekom voordat ek dit kon oordra. En jy berei nie alles voor wat jy sê nie. Ek het nie 'n kwart van hierdie goed voorberei wat ek nou vir jou gesê het nie. Dis die Heilige Gees. Dis hoekom hy sê in Habakuk 1:6, hy sê, jy staan verstom, jy glo jouself nie, jy verbaas jou, het jy jouself al verbaas? Het jy al op 'n plek gekom in jou lewe wat jy gesê het, joh, was dit ek wat dit gesê het? Of was dit ek wat dit gedoen het? Jy het jouself verbaas, was jy al daar? Dan moet jy weet, dis die Heilige Gees van God wat deur jou gepraat het. Want jy doen dit, jy sê dit en jy kom dit self nie agter nie. Agterna, dan kom jy agter, dan vra jy vir jouself, was dit ek wat dit gesê het? Ek verbaas myself. Ek en jy moet net op 'n plek kom wat ons onsself kan verootmoedig. Ons moet nooit groter raak as dit wat God in jou ingebou het nie. As die Here wil hê jy moet 'n boer wees, wees 'n boer. As die Here wil hê jy moet die til gaan slaan by die supermarket, dan gaan slaan jy die til. Want dis waar hy ons gebruik. As hy my baie jare in die myn gebruik het, rond te kruip, dan wil ek vir julle sê, dan moes ek daar gewees het. Kom ons beleef en ervaar en weet dat God jou regtig liefhet, want die woord sê, want hy vra in Johannes 15. Hy sê, Petrus, het jy my regtig lief? Ja, Here, tweede keer het jy my regtig lief. Gaan kyk die Hebreëus. En vir 'n derde keer, toe hy hom vra, toe huil hy. Jy sien wie hoekom? Omdat dit toe eers wat dit ingesink het, want ons is so gewoond om woorde met mekaar te deel en mekaar te polish, en jy allerhande goed, mooi goed vir mekaar. Weet wat? En Petrus het dit ook nie geglo nie, totdat Jesus vir hom die derde keer het jy my waarlik opreg lief? En toe dit insink in sy gees, toe begin hy huil. Here, U weet. U weet, Here. Is dit nie dalk 'n woord vir ek en jy vanmôre om net 'n bietjie terug te gaan en net in my eie lewe myself te evalueer? Ek het dit gedoen hierdie week. Ek het gesê, Here, as daar 'n hol kolletjie is, ons het daai liedjie gesing. Waai deur my, Here, maak my vol. Is daar dalk 'n plekkie vanmôre in jou lewe wat jy moet bely en sê, Here, dis nie regtig so nie. Of is ek maar net weer ingestel, gefokus op myself, om te sê, nee, dit wat ek doen is reg. Dan kom die Here, dan sê hy vanmôre, het jy my regtig lief? Is daar iets in jou binneste wat uitroep uit jou gees uit om te sê, Here, ek wil U regtig, wil ek U dien. Kom ons buig ons hoofde. Vader, dankie vanmôre vir die woord. Dankie vir die kosbaarheid en daardie liefde, Here. En ek wil bid vanmôre, Vader, dat U ons daardie woordjie regtig, Here, sal laat
naspeur in ons lewens. Dankie dat U dit doen vanmôre. Ek wil vra as daar iemand is wat wil hê ek moet vir jou bid, die hand opsteek, dat ons saam voor die Here kom om te sê, Here, ons wil regtig. Ons wil U regtig dien. As jy reg is dit reg. Jy en die Here ken jou hart. Daarom is dit, maar ek wil dit nie laat verbygaan. Ek sien die hande wat opgaan. En ons bid vir mekaar om te sê, Here, help my. Ek erken en bely, Here, dat ek tekortskiet. Die menslike faktor is daar. En Vader, ek kom bid vir my boeties en my sissies vanmôre in hierdie plek wat hulle hande opgesteek het. En Here, ons erken en bely ons is swak, Here. Ons bely vanmôre dat ons weet, Here, dat U herstel en maak nuut. En Here, vanmôre het ons gehoor dat ons dit regtig moet doen en daarom bid ek vir hulle vanmôre. Dankie Vader dat ek weet, U maak heel en U maak vol waar dit nodig is. In Jesus naam. Amen en amen.